Goeiedag, baie welkom by ons daaglikse brood waar ons Yeshua vra om vir ons daaglikse brood te gee. Hy sê ons moet daarvoor bid elke dag. Vandag kyk ons na Paulus se waarskuwing so net na Shavuot. Ja, in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13 vertel Paulus ons van die kinders van Israel se uittog uit Egipte of bevrydingstog na die beloofde land toe. Nou Egipte in Hebreëus is Mitzrayim, wat beteken plek van beperking of plek van benoudheid of druk. Met ander woorde, dit wat jou vasdruk, vasbind of vashou. Paulus vertel vir ons die wonderwerke wat Abba Vader eers gedoen het. Ja, Abba Vader het Egipte met 10 plaae getref om Farao te dwing om die kinders van Israel vry te laat en hulle te verlos deur die bloed van die lam. Dit sien ons in Eksodus 7 tot Eksodus 12. En net so het Abba Vader my en jou ook kom verlos van dit wat ons bind en ons kom verlos deur die bloed van die lam. Nou wat is dit wat ons bind? Waarvan het Yeshua ons kom verlos? Sonde, verslawing, vrees, die begeertes van die vlees, ons goddelose denke en gewoontes en selfgeregtigheid en ons wêreldse sekuriteit, nê, daai wêreldse sekerheid ook. So Abba Vader het ons verlos daarvan deur die bloed van die lam. Maar so na die kinders van Israel verlos is uit Egipte, het Abba Vader ook verdere wonderwerke gedoen, byvoorbeeld deur die Rietsee oop te maak. Toe die kinders van Israel, toe hulle vasgevang was met die weermag, hierdie Egiptiese weermag agter hulle, wat so vrees in hulle nekke geblaas het, en met die see wat voor hulle staan, waantoe om te gaan, en dit was hulle benoudste, vreesvolste oomblik. Abba Vader het toe hulle op droë grond laat deurloop deur die Rietsee en om van die Egiptiese leer, die gevaarlikste weermag op daardie stadium te ontsnap. Daarvan lees ons in Eksodus 14. Verder het Abba Vader, was hy met hulle deur 'n wolk, sy wolk van teenwoordigheid wat hulle bedags gelei het, en sy vuurkolom wat snags hulle gelei het. En dit was 'n teken van Abba Vader se teenwoordigheid en leiding. Dit sien ons in Eksodus 13 vers 21 tot 22. En net soos Abba Vader dag en nag teenwoordig was, so is Yeshua vandag se teenwoordigheid in ons lewe. Yeshua is die woord wat van die begin af by Abba Vader was, Johannes 1 vers 1 tot 3. Net so as ons die woord dag en nag sal bepeins, sal ons in al ons weë voorspoedig wees, en dan sal ons met die goeie gevolge handel. Joshua 1 vers 8 en Psalm 1 vers 1 tot 3. So Paulus noem ook toe hulle dors was, het Abba Vader water uit 'n klip, uit 'n rots laat kom. En daarvan lees ons in Eksodus 17 vers 6, Numeri 20 vers 11. En hierdie rots was meer as net 'n klip. Dit was 'n geestelike tipologie of prentjie van ons Messias. Net soos die rots hulle lewensreddende water gegee het, so gee ons Messias vir ons lewende water. In Johannes 4 vers 14 sê Yeshua, elkeen wat drink van hierdie water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot 'n ewige lewe. Dan Abba Vader het elke dag brood, manna, uit die hemel gegee, vir kos. Dit sien ons in Eksodus 16 vers 4 tot 5. En ons weet Yeshua is die ware manna, ons daaglikse brood vandag. En hierdie verband word reguit deur Yeshua self getrek in Johannes 6 vers 31 tot 35, waar Yeshua self sê, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel van julle aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. En toe vra hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Yeshua sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Yeshua is so ernstig hieroor, want hy sê verder in Johannes 6 vers 48 tot 51, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Jy sien, manna was hulle fisiese voorsiening. Yeshua is ons geestelike voorsiening, ons daaglikse brood.
Manna het daagliks fisiese honger stilgemaak. Yeshua, die woord, voed ons gees met ewige lewe, waarheid en krag. En net soos die kinders van Israel daaglikse manna moes eet om te oorleef, moet ons ook daagliks ons voed met Yeshua, deur sy woord. Hy is nie net 'n verlosser vir 'n dag nie, maar elke dag se brood van die lewe. Maar dan sê Paulus, toe hulle vleis wou hê, het Abba Vader ook kwartels voorsien. Dit sien ons in Eksodus 16 vers 13 en Numeri 11 vers 31. Maar hoe verwys die kwartels na Yeshua? Die manna wys na Yeshua, die brood van die lewe, maar die kwartels wys vir ons wat gebeur as mense nie tevrede is met Yeshua, die woord nie, en eerder iets wil hê wat die vlees behaag. Want onthou in Numeri 11 vers 4 tot 34 lees ons dat die volk begin kla het oor die manna. Hulle was moeg vir Abba Vader se voorsiening, sy manna, en hulle het gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons siel is droog, daar's niks as net manna nie. So manna verwys na Yeshua, die ware geestelike voedsel. Kwartels verwys na die begeertes van die vlees, wat tot oordeel lei wanneer ons die brood van die lewe verwerp. Jy sien, Yeshua is genoeg, en wanneer ons tevrede is met hom, sal ons nie smag na die vleispotte van Egipte, die dinge van hierdie wêreld nie, maar leef in die oorvloed van sy teenwoordigheid. Die waarskuwing wat Paulus vir ons gee na Shavuot, na Pinkster, direk na Pinkster is, moenie Yeshua, die manna, die woord, wat ek vir julle by Berg Sinai gegee het, verwerp, en so julle vleeslike begeertes najag. Soos die kinders van Israel in die woestyn, kan jy dalk kry waarvoor jy vra, maar dit kan jou geestelike dood beteken. Paulus wou hê ons moet mooi sien hoekom die kinders van Israel wat saam met hom gewandel het, ondankbaar was. En Abba Vader leer ons hoekom die kinders van Israel nie in die beloofde land ingegaan het nie, en in die woestyn gesterf het in plaas daarvan om hulle erfenis te ontvang. En daarom moet ons elke dag tyd by Yeshua se voete spandeer, dag en nag in sy woord. Hy is die woord. Ons moet inskakel by Bybelstudiegroepe en by 'n gemeente waar Abba Vader ons plant. Moenie die woord, moenie Yeshua wat die woord is, verwerp as gevolg van vleeslike dinge nie. Dit lei na die dood. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir u liefde, dankie vir u, dat u vir ons voorsien, dat u vir ons daaglikse brood het. Ons honger vir u, ons gees roep uit vir meer en meer van u. Ek bid dit in Yeshua Messiah se naam. Ons sê vir u dankie dat u voorsien. En ons wil toegewyd wees en die woord bestudeer. Help ons, lei ons uit die bose en uit hierdie vleeslike begeertes. Lei ons uit die versoeking en vergroot ons grondgebied vir u koninkryk. Ek bid dit in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotevaweh. Amen. Shalom.